is advised. Jy sal my by die skool moet aflaai. My kar se battery is pap. Ek moet nog vir Aline by Christa gaan aflaai, Hannes. Ek gaan laat wees. Nou dan is dit maar net bad luck, is dit nie? Gaan klim jy so lank in. Luister, ek is laat, hoor. Mama. Kom maar, ons moet raai, ek gaan laat wees. Wat maak jy nou? Ons gaan laat wees vir werk. Toe jy na my toe teruggekom het, was daar 'n voorwaarde. Onthou jy dit nog? Wat 'n voorwaarde? Jy en ek het besluit ons gaan nog 'n kind hê. Of het ons nie? Hardes, ek gaan laat wees vir werk. Het ons of het ons nie? Nou wat daarvan? Dit. Dis sommer 'n ou pakkie. Nie vir my lieg nie. Dis altyd as jy nog steeds besig om my te bedrieg. Ek het nie genoeg woorde om te sê hoe laag my respek vir jou gedaal het nie. Ek sê jou, dis 'n ou pakkie. Moenie jouself nog verder veragtelik maak nie. Al jou mooi beloftes, al jou mooi voornemens, dit was alles net bedrog. Alles net om my verder te verneder. Om my verder om my bos te lei, terwyl jy die pil gebruik om te keer dat ons nog 'n kind het. Dis nie waar nie. Dit is die onomstottelike waarheid, man. Hardes, ek is laat vir werk. Ons kan vanaand daaroor praat. Nee, ons gaan nie vanaand daaroor praat nie, ons praat nou. Wel dan loop ek werk toe. Sta stil, ek moet oppraat. Wat is die papier nie los my? Kom hier. Ja. Hallo, Jenny Breitenbach. Hallo Jenny, dis Dion. Wat maak jy by die huis?
Ek het nie lekker gevoel nie, toe gaan ek nie werk doen nie. Wat maak keer? Sommer griep of iets, ek dink. Luister, ek kom nou soon toe kan ek vir jou iets saambring. Nee, is nie nodig nie. Dion, jy hoef nie te kom nie. Ja, maar ek wil kom. Wel as ek welkom is. Okay. Nou maar goed, dan sien ek jou. Totsiens. Jenny? Jenny? Nee, wag, moet nie opstaan nie. Oh, het voel nie of jy koors het nie. Wat maak jy? My lyf is seer. Waar? Oral. Luister, Jan, kom ek vat jou dokter toe. Nee, sommer niks. Jenny, dit is nie niks nie, kom. Dion, asseblief, los my uit. Nou goed. Dan bel ek die dokter terself hier na toe kom. Asseblief, Dion, moenie die dokter bel nie. Los my net uit. Jenny, jy lieg vir my. Hier is nie griep nie. Wat het hier gebeur? Niks het gebeur nie. Jy is seer gekry of iets? Was dit daar is? Nee, dit was nie hardes nie. Ja, dit was haar is. Jy het huil ook, ek kan het sien. Wat het hy met jou gedoen? Dion, bly net uit my saak uit, asseblief. Het hy jou weer geslaan? Nee. Ek het geval. Ek dink ek het my ribbe seer gemaak. Jenny, moenie vir my lieg nie, ek is jou broer, praat die waarheid. Ek praat die waarheid. Nou goed, dan bel ek vir pa dat hy self kom uit van Willie. Dion, asseblief. Gaan net vir pa hierdie ding uit. Hoekom? Omdat jy bang is vir wat hy met haar is gaan aanvang. Asseblief, Dion. Jenny, ek wil die waarheid weet, of ek bel vir pa. Hier is iets groots fout en ek wil weet wat hier aangaan. Dion, moenie moeilikheid maak nie. Jenny, ek wil nie moeilikheid maak nie, ek wil jou help. Loop dan net. Nee, vertel my wat gebeur het. Dit is my eie skuld. Ek het gesoek daarvoor. Vertel maar af. Hallo. Luister, het jy tyd om gerad Jenny te kom kyk? Jenny, hoekom? Ek weet nie, sy het 'n rib of iets gebreek, sy hoes bloed. Ons bloed, wat het gebeur? Ag, man, is 'n lang storie. Sy is by die huis. Haar is by die skool en sy kan nie kom haal uit nie. Kom jy nie gebel nie? Jenny wil nie hê ek moet 'n dokter kry nie. Hy kom. Natuurlik. Wys my maar as jy pyn. Die ontvat jou hospitaal toe. Ek sal soms bel en dan kry ek julle daar. Moenie hospitaal toe kom nie, asseblief, Dan. Ek sal self regkom. Dion kan my ongevalle toeneem. Ek sal reël vir 'n ander dokter. Ek weet wat die probleem is. En moenie my pa bel nie, asseblief. Jong, Asseblief. Ja, dit is toe soos wie jy gedink het. Moes 'n gewellige hare hou gewees het. Dion, dis 'n verkeerde ding die. Jy kan nie die besigheid vir jou pa wegsteek nie. Ek kan nie inmeng nie, maar jy moet met Jenny praat. Sy kan nie so aangaan nie, man. Haar het gaan haar vernietig. Ja, ek weet. Maar sy glo vas is haar skuld dat dit alles gebeur het. Dan wat's fout met Jenny? Sy was nog nooit so nie. Dit is asof sy die wil verloor het om teen haar te beklei. Hoekom gee sy moed op?
Sy het 'n groot skuldkompleks oor Rolien. En jy was nie jy met haar. Sy weet hoe ek oor haar voel. En jy verloving aan Marianne? 'n Mens kan nie vir ewig sit en wag as jy sien is 'n onmoontlike situasie nie. Sy gaan nooit van haar skyn nie, vergeet dit. Gaan nou oornag hê so. Ja, dis wat Smal sê. Okay, ek sal hom gaan sien. Dion ook sien vanmôre met prokureur. Al die dokters is bereid om die klag teen terug te trek. Moelman is vanoggend by die aanklaer. Alles hang van hom af, hy wil aangaan met die saak of nie. Wel, baie dankie man. Okay, ek sê laat weet as ek iets hoor. Goed. Is nie so eenvoudig nie. Visser en Piekover het daai maatskappy gestig om die dokters mee te bedrieg. Hulle het die bedrog deurgevoer en Piekover se dood hou daarmee verband. Nee meneer Moelman, ek sal die saak met die PG bespreek, maar kan jou nou al sê, hier is 'n hele string ernstige misdade gepleeg. Hoekom is hulle sodanig gretig om die klagtes terug te trek? Hulle is oortuig daarvan dat Piekover die bedrog beplan en uitgevoer het, omdat Visser onskuldig is. Nou, as dit die geval is, dan sal die hof dit wel bewys. Nee meneer Moelman, laat die gereg liewer sy verloop neem. Jy sal seker hierdie verklaringe in die hof nodig hê. Dankie, ja. Hallo Dion. Hi Christa. Kom in. Dankie. Luister. Jenny is skielik siek geword by die werk en toe vra sy ek moet Rolien kom haal. O, wat maak keer? Ek weet nie, is griep of iets. Maar dis geen probleem nie. Rolien kan by my bly totdat sy beter Ag nee wat, ek sal sommer na kyk. Dankie. Okay, ek sal haar gou gaan haal. Dankie. Sê vir Jenny sy môre nog nie beter voel nie, sal ek vir Rolien kom haal. Okay, ek sal vas sê. Dankie hoor. Bye bye. Hallo? Hallo Christa, dis Hardes hier. O, hallo Hardes. Ag man, ek is jammer om te hoor Jenny is siek. Hoe bedoel jy? Ek dacht jy weet daarvan. Dion was net hier om vir Rolien te kom haal. Hoe kan jy my kind vir Dion gee? Waar is jou verantwoordelikheid, man? Man, ek is vreeslik jammer, ek het nie geweet nie. Dis tog haar broer. Nie dat dit weer gebeur nie. Ja. Waarheen is hy? Wel, ek weet nie, hulle is seker huis toe. Wat's nou verkeerd? Niks. Wil jy my nie sê nie? Ag, dis Noor. Jenny se broer. Hy is besig om hom in te meng met sake waarmee hy niks te doen het. Wat het hy nou gedoen? Ag, sommer niks. Hy's net sy suster. Hardes, ek en jy moet praat. Dinge moet net tot 'n punt kom. Ek meen jy die een krisis na die ander by die huis en ek begin dink dis alles vir jou net 'n verskoning om my aan 'n lyntjie te hou. Glo jy my dan nie? Nee, ek begin jou al hoe minder glo. Ek meen die oomblik as jy 'n probleem by die huis het, dan drap jy my sonder meer. Ek begin nou moeg word daarvoor. Ek sien maar 'n voetbal wat jy kan rondskop soos jy wil nie. Ek skop jou nie rond nie. Okay, Hardes. Dis jou storie. Ek kan sien jy en Jenny het weer moeilikheid gehad by die huis. Ek wil nie deel word van jou huweliksprobleme nie. En wat stel jy voor? Wat moet ek doen? Jy moet na 'n prokureur toe gaan. Jy moet die egskeidingssaak teen haar begin. Maar sy dreig my af met Rolien. Word groot, Hardes. Hoe kan jy 'n dogtertjie van 2 jaar oud van haar ma wegvat? Buitendien as ons twee's getroud is, hoe dink jy gaan Rolien by ons in die huis aanpas? Probeer jy vir my sê jy sien nie kans vir Rolien nie? Ja, ek sien nie kans daarvoor om 'n ander vrou se kind groot te maak nie. Ek wil my eie kinders hê, ons kinders. Nou, dankie dat jy so eerlik is. Hardes, ek was nog altyd eerlik met jou. Dis jy wat oneerlik is. Hoe dink jy? Hoe gaan jy vir Rolien groot? Jenny gaan nie my kind kry nie. Dankie. Nou weet ek nou waar ek staan. Jy sal my verskoon. Ek is aan diens. Nou, oomie, moenie wegloop nie. Jy het gesê ons moet praat, nou welkom ons praat dan. Ons mors ons tyd, Hardes. Jy's 'n onvolwasse, hardkoppige man en jy weet nie wat jy in die lewe wil hê nie. So kom ek sê jou nou reguit. Jy sal moet kies tussen my en Rolien, dis al. Dalk klink ek soos 'n heks vir jou. Maar ek is realisties. En jy is waansinnig as jy dink ons situasie met Jenny se kind in die huis kan uitwerk. So as Rolien tussen ons staan? Sorry, Bel. So be it. Sy's my kind.
En niemand sal haar van my af wegvat nie. Waar's Rolien? Sy slaap. Kom ons gaan praat buite. Wat maak jy, man? Kom, staan op. Jy is mos so goed met jou vuis as jy by 'n vrou kom. Toe kom na wart. Kom, staan op aan my. Nee, man! Ek beklei nie soos 'n barbaar nie. Dis net jammer jy het nie die oordentlikheid gehad nie vanoggend my suster in die straat geslaan. Nee, man! Ek het dit vir Rolien kom haal. Ek kan haar nie kry nie. Nou goed, dan gaan ek polisie toe deel. Dink 'n bietjie of jy dit kan bekostig. Jy met al die klagtes teen jou. Nou maar hardloop, Aris. Hardloop. Voordat ek net 'n klag teen jou maak. Nee. Jy sal weer van my hoor. Adam, Ja, Dan. dankie vir vanoggend. Hoe lyk sy? Ek het vir interkostale dreining gesit om te keer die longplatform, die gebekte rib gereduseer. Sy tekens van 'n nuwe motorak. Ja, maar sy is ernstig neem. Sy sal 'n week hier moet bly en die volgende 6 weke moet sy nie werk toe gaan nie. Sy is 'n meisie. Sy is getroud. En wat is alles sy? 7. Jenny? Dan. Jy moet liewer nie bly nie. Hades kan enige tyd hier aankom. Ek het instruksies gegee dat jy nie vandag nog besoekers ontvang nie. Jy kan nie so aangaan nie. Dit was alles my skuld. Hades het reg gehad om sy meer te verloor. Dis nie waar en jy weet dit. Dan, ek waardeer jou belangstelling, maar asseblief. Dis my huwelik, moenie inmeng nie. Ek was besig om 'n sonde teenoor Hades te pleeg. Jy kan nie aanranding regverdig nie. Dit was nie aanranding nie. Ek het geval, dis die waarheid. Dan, dit het niks met jou te doen nie. Niks nie. So asseblief, loop nou. Ek gaan nie meer strei nie, maar jy's verkeerd. Dit het iets met my te doen. Verskoon my. Kan jy vir my sê waar mevrou Breitenbach is asseblief? Sy is in saal 7, maar dokter het gesê sy mag vandag geen besoekers ontvang. Suster, asseblief, ek is aan man. En ek kan net vir 5 minute sien asseblief. Asseblief, suster. Jenny. Ek is jammer. Ek is so jammer. Wat maak jy jou gesig? Dion. Ek wou vir Enkie gaan haal. Ek het dit seker verdien. Jenny, ek is jammer. Ek het jou onreg aangenaardes. Ek is ook jammer. Sê my net hoekom. Hoekom wil jy nie my kind hê nie? Is ek dan vir jou so weerstandswekkend? Hoekom kan jy my nie lief hê nie? Ons hele lewe bestaan uit konflik. Elke gesprek, elke woord loop tussen ons verkeerd.
Ginny, ek is skaam oor vanoggend. Maar toe ek die pil sien, toe ek besef waarmee jy besig is, ek kon myself nie keer nie. Ek het nie bedoel om jou so te slaan nie. Ek sê maar, Ginny, kan ons asseblief weer van vooraf begin? Ek is so lief vir jou. Op my erewoord, ek is so lief vir jou. Dit maak my rasend. Ek weet. Ek beloof jou. Ek zweer vir jou. Wat vanoggend gebeur het, sal nooit weer gebeur nie. Geef my nog een kans. Nog net een kans. Asseblief, Ginny. Ek gaan weer jou man wees. Ek gaan jou lief hê. Ek sal jou respekteer. Asseblief, Ginny. Ginny. Ginny, daar's nog een ding wat ek van jou wil weet. Ek moet dit weet. Ek moet weet waar staan ek met jou en Daan later gaan. Ag, wat is met jou en Daan later gaan? Ek kan dit nie help nie. Elke keer as ek dink oor jou en hom, dan word ek siek van die agterdog. Ginny, jy het my toch gesê jy die man lief. Hoe moet ek daarmee leef? Hoe moet ek met jou leef? Hoe moet ek dit verwerk as jy my soen? Ek weet in jou diepste hart jy wens te staan later gaan. En vanmorgen toe ek die pil sien, toe weet ek, as dit Daan was, dat jy vandag sy kind gehad. Maar my kind, die wil jy nie hê nie. Oh, dit is nie waar nie. Dit is waar. Alles as ons weer moet begin. Dan moet jy die spooke van die verlede vergeet. Dan moet jy van Daan later gaan vergeet van alles wat gebeur het. As jy my altyd van trou. Gaan dinge elke keer op 'n dooie punt eindig. Ginny, ek sal probeer. Die Here weet dit gaan nie maklik wees nie. Maar ek sal probeer. Dankie, Hannes. En Rolien, sal jy met hom praat oor haar? Natuurlijk. Van vandag af. Van nou af. Is jy myne. Net myne. Waar is jy? Ek het regtig begin dink ek gaan jy nie weer sien nie. Kom in. Nee, dankie. Wat ek vir jou te sê het, kan ek sommer hier vir jou sê. Ek en Ginny het 'n lang gesprek gehad. Ek gaan nie van haar skei nie, want ek is lief vir haar. So ek en jy se verhouding is klaar, finaal. Dis al. Dit is baie interessant, Hardis. Wys dit hoe wisselvallig jy is. Eendag het jy my lief en die ander dag is dit Jean. Ek het nie hiernatoe gekom om met jou te argumenteer nie, Naomi. Ek het net gedink jy het reg om te weet wat aangaan. Dis baie bedagsaam van jou. Maar ek wil vir jou voorspelling maak, Hardis. Jy en Jean se nuut gevonde liefde gaan nie hou nie. Jy sal weer terugkom na my toe. Miskien gouer as wat jy dink. Nie daarop pyl trek nie, want ek sal nie. Ons sal sien, Hardis. Ons sal sien.
Reg dame, dis juffrou Kutse. Kan ek met dokter later gaan praat asseblief? Nee, dis persoonlik. Baie dankie.